Jacaranda FM's Good Morning Angels, Wednesdays on Breakfast with Martin Bester. Ons begin by ons spesiale gas vanoggend, Hendrik Bekes. Hendrik, baie dankie vir jou tyd. Welkom in ons ateljee. Ons het soveel mense gehad vir ons geskryf het oor 'n klein Eben Bekes, jou seentjie. 10 jaar oud. Vertel vir ons net kortliks die storie. Môre. Dankie vir die geleentheid om hier te wees. Eben is nou tans in Meelmet besig om te herstel na 'n breininfeksie wat hy opgedoen het as gevolg van 'n siekte wat hy opgetel het, COVID, in Desember toe ons by die see was. Sy liggaampie het nooit simptome gewys nie en sy liggaam het homself begin aanval. Toe ons terugkom was dit infeksie op infeksie en dokter toe en hy het begin beter word en ons is skool toe, die eerste dag van skool. Toe hy die skool uitkom, toe bel die naskool my en sê vir my, Eben lyk glad nie goed nie. En hulle het ek het dadelik gereis toe, maar toe by die naskool kom, toe hy 'n koers van 40, toe ek met hom dadelik Unitas toe. Hy is daar so opgeneem, op drips gesit en al die goeters, en die dokter het toe begin bloedtoetse doen. Sy COVID-telling was oor die 16,000, sy kon nie glo dat hy geen simptome het nie, en hy het daai tyd nie 'n stywe nekkie gehad nie, wat die infeksie in die brein sou gewys het nie. En jy het toe, na die bloedtoetse toe kom sy terug na my toe, en toe verduidelik sy vir my nou alles wat nou gebeur het. As gevolg van die COVID wat hy opgetal het hy nou hierdie PIMS, auto-immuunsiekte ontwikkel, vir sy liggaampie, wat nou sy liggaam heeltyd aanval. Hy het water om die hart gehad, 'n vergrote lewer, en ons het dit toe begin behandel. En hy het toe beter geword, en hy is toe huis toe. Ons is toe huis toe. En hy is 'n paar dae by die huis, en toe gaan hy terug skool toe. En het goed gegaan, hy is maar 'n rollercoaster gewees, as ek het so kan stel. Party dae het hy hoofpyn gehad, party dae het hy koors gehad, sy lyfie was bietjie seer, en dis nou alles wat die PIMS veroorsaak het. En die Sondag word hy wakker, en hy was toe bietjie siek gewees. Ek het vir hom 'n matras in die sitkamer gemaak, hom gemaklik gemaak, rehydrate, energate, kos gegee, en dit was 'n lekker dag, ons het 'n storie gekyk, en hy was rustig. Daai aand, toe ons gaan slaap, hy slaap nou al vanaf my vrou oorlede is by my. En daai aand het ons gaan slaap, hy het my so 2:30 die oggend, maak hy my wakker, toe sê vir my, papa, ek het 'n verskriklike hoofpyn. Ek gaan haal toe sy medisyne vir hom, en eerste medisyne het hy toe opgegooi, en toe gekry vir hom ander, ek het 'n glas water gaan drink, en toe terugkom hy om te kon hy met my praat nie. Toe sleur hy sy woorde. En ons het toe net daarna, dadelik hospitaal, toe ek het van Nytjie gesê, en Nytjie, papa gaan hospitaal toe met Boetie, ek sal reël met aan die Zona, laat sy kom haal, skool toe vat. En ons het by die hospitaal gekom, weer 'n keer op drips gesit, hulle het gesê, dit is koorsaanval, en toe sê ek vir hulle, nee, dit kan nie wees nie. Ons kom nou net uit die hospitaal uit, en toe bel hulle die dokter Sigwari, amazing dokter, en sy het toe sê, nee, neem op. En ons het toe die oggend CT scan gedoen, later die dag die MRI, toe die MRI gedoen is, toe bel die dokter my. En toe verduidelik sy vir my nou van die hoeveelheid infeksie in sy brein, en laat klein bietjie skade is. Yes, man. En ja, sy het toe vir my gesê dat sy die neurochirurg gekontak het, en sy wag net vir sy terugvoer wat sy opsies is. En hy het toe direk van 'n ander hospitaal af deurgejaag. Unitas toe dadelik. Hy het ingestap in die kamer om ek het hom herken. Selfde dokter wat my vrou geopereer het daai tyd, dokter Slagla, ook 'n amazing dokter. En hy het vir my alles verduidelik. Ons het 2 opsies. Ons kan hom medisyne gee vir die infeksie en hoop dit kan die swelling afkom en al daai tipe goeters, of ons kan opereer en sodat die brein verlig word. Want daar's verskriklike swelling op die brein druk. So small man, 10 years old. Ja. En ek het gegaan vir die opsie om te opereer. Hy het saamgestem. Operasie was fantasties, wonderlik gegaan. Geen probleme nie. En ons was daar so 'n ruk gewees, en hulle moes toe, wat toe gebeur het is, waar die brein pressure van die buitekant af binne toe gedruk het, het dit nou anders toe omgegaan. Die vog binne in die brein het nie gedreineer nie. So nou het hy van binnekant af buitekant toe begin druk. Toe moes hulle vir hom 'n shunt insit om die dreinering te begin, sodat hy die brein begin It's a lot, man. Ja. Dis baie. En die brein het begin soos 'n konstantina werk, as ek dit so kan stel. Ja. Daar was goeie dae, daar was slegte dae, daar was goeie dae, daar was slegte dae. En dit is nou nog eintlik so nog steeds.
maar as daar swelling is, jy kan sien as daar swelling is. En ja, dit is toe wat die ander gebeur het. Hy het sy eerste infarctions gehad in sy linkerbreintjie, soos mini strokes. En toe was dokters nog positief. Ja. Hy was toe nog in 'n koma, hy was in 'n mediese koma gewees vir 3 maande. But essentially had a stroke. Ja. En net so 'n paar dae daarna is die grootte. Toe het hy 'n bloedklont in sy regter gehad wat die... It's so much, man. It's a lot. Jy praat oor jou vrou. Wat het gebeur? She passed away. Sy's oorlede in 2022, 3 Desember, ook van 'n stroke. Sure. That's a whole lot. That is a whole lot. What can we do for Eben today? Can we bring this light home? Oh, that's my biggest wish. He's gonna need palliative care, nursing, for day and night, and then So, with the right kind of assistance and the right kind of help, he can come home. Yes, he must come home 4 to 6 weeks. That's our time limit. I need to be ready by then. But to get him home, you need a whole lot of stuff. Yes, machines, lifts to get him in and out of the bed, because he's still, even though he's 10, he's still 35 kgs. So not everyone can pick up, of course, that body and move him. But there's something that can be done, is what we're saying, to bring him home and to make life better for him. Yes. And I can tell you now, we've received so many messages about this young man, young Eben. Even messages. Een van die mense wat nou vir ons geskryf het is die hoof. Is dit meneer Raad? Ja, en hier's boodskappe ook van mense wat om is. En ek het nou net gesê vir die Blom familie. The fantastic thing about Good Morning Angels that gives us hope and makes us more positive is the amount of support, love, prayers, strength that you get from people that you might not even know. Party mense wat jy ken, party mense wat jy ken nie. Die hoof het 'n boodskapie gelos. Hallo Eben, dis Janie Raad, jou hoof hier by Laerskool en op Spark. Ons stap 'n lang pad saam met jou met hierdie siekte van jou. En ek wil regtig waar vir jou sê, jy is elke dag in my gebede en in almal van ons by die skool se gebede. Niks is vir die Here onmoontlik nie. Met jou pa en jou sussie wat jou so mooi ondersteun en hy hele groot groep van ons by die skool, ouers en kinders en onderwysers wat so elke dag vir jou bid. Nou Eben, vasbyt my seun. Ons sien jou een van die dae. Wat 'n mooi boodskap. Wie's Elijah Noah? Vriende. Dis Eben se beste maatjie is Boetie en Sissie. Man, luister gaan na Hallo Eben, dis Noah. Ons dink elke dag aan jou. Ons hoop jy word baie vinnig beter. Ons bid vir jou en ons mis jou. Hallo Eben, dis ek, Eli. Ek mis toe ons soveel kere gekuier het en gesleep oor het. En ek mis toe ons geswem het. En toe Max ons gejaag het. Ek hoop jy voel vinnig beter. En ek en Noah het al beklei wie rolstoel eers gaan stoot. En ek is jou beste maat. Nie Noah, gaan jou rolstoel eers stoot. Yes, as jy sê soveel liefde, soveel mense wat aan jou dink, Eben. Eben, jy is die sterkste maatjie wat ek ken en die beste en die braafste. Jy moet net aanhou fight en dit was die blyste dag in my lewe toe ek by jou gekuier het. En jy moet net aanhou fight. Bye. Hallo Eben, ek mis jou baie en ek het in skool geskryf na Rietvlei Akademie en die juffrou het 'n nuwe hondjie gekry en ons het hom Maxie genoem agter jou hondjie aan vernoem en ek hoop dit gaan baie goed met jou. Ek wil gou weer bly dat jy ons al 3 seuns. Lots of love and updates. I love Dit is baie belangrik en ook Eben se sussie. Hallo Eben, dis Anay. Ek wil net vir jou sê ek is so verskriklik lief vir jou. Ek dink elke dag aan jou en ek is so trots op jou. Jy is die beste boetie in die hele wêreld. Ek wens ek kon by jou wees om jou 'n drukkie te gee.
En ons is almal hier so vir jou, ons bid vir jou en ons glo in jou. Ek mis jou so verskriklik baie en ek kan nie wag om weer saam met jou te lag nie. Ek is so lief vir jou. Soveel liefde en positiwiteit, hè? It's amazing. It really is. Okay. Let's talk business, gentlemen. Kom ons begin hierso by 'n eerste ou engel. Wel, jy is onder 40 want jy's roundtable, so maar jy weet wat ek bedoel. Hein van Rooyen, kom ons begin by jou. Wat kan ons doen? Dankie Martin. Dit is so 'n hartveld storie vir ons by die manne van Roundtable en Roundtable Theater. Weet ons self baie van ons is paas. Ons kan nie eens imagine waar dit moet gaan nie. Met 'n jong seun wat nog sy lewe voor hom het. Dit moet onmoontlik wees. Maar ons wil dit graag vir jou makliker maak. Ons wil jou 'n paar verligting gee. So van ons van Roundtable wil ons vir jou R50,000 gee. Dankie. Dis ons plesier. En gepraat van ou vriende, en ek bedoel mense wat net al langs vriende is met die show en wat Good Morning Angels ondersteun. Andrea van Heerden van Caring Daisies. Yeah. Andrea, môre. Goeiemôre almal, hoe lekker om weer julle stemmetjies te hoor oor die radio. En nog beter om jou stem te hoor, want dit kom altyd met ongelooflike hulp en positiwiteit. Wat 'n storie, Hendrik hierso, wat 'n sterk man. Dit is net amazing. Ons het maandag ons spaai Albert ingestuur en ek het vir Hendrik en Ewen op 'n video ontmoet en jy weet dit nie eers Hendrik nie en ons het groot planne gehad en soos wat Martin sê, hulle het soveel oproepe gehad. Ek dink ek het 200 oproepe in mails gekry. So dis vandag al so voorreg om te sê, ons is hier om julle by te staan. En ons as Caring Daisies wil vandag ook R50,000 gee om seker te maak, klein Ewen kom huis toe. En jy moet vir sy maatjies by die skool sê, as hy dink hulle staan in 'n ry om my rolstoel te skuif. Ek en my Daisies is eerste daar om te help om vir Ewen by die huis te kry. Ons bid vir jou, Choma, sterkte en alle voorspoed. En weet, jy is vandag alleen nie. Amen. Dankie. Amen. Yes. Dankie Andrea, groete vir die Daisies. Dankie julle, mooi dag. Bye. So daar's al klaar 100,000. Dis amazing. Dis wonderlik. Is sy nader aan huis toe kom? Ja, beslis. Maar wag, daar is meer. Mariska die Jager. Vertel vir my waarvan af bel jy? Hoi, ek is JW se mamma, maar ek bel van Korstrak af. Ja. Ons wil ook asseblief 30,000 gee vir Eben om hom huis toe te bring. Dis 'n wonderlike kind en hy is so sterk en veg so baie. Ons is baie lief vir hom. Hoorie Mariska, baie dankie. Almal het jy gesê Korstrak, né? Ja. Ja, baie dankie vir julle liefde en julle bystand. Groot waardering. Dankie Mariska, dankie Willie, dankie JW. Dankie Anja. Kyk julle, baie dankie. Groot liefde. Sjoe, ja, hy is nader aan huis te kom. Hy wil van die Good Morning Angels se kant af ook, kom ons sit nog 30 in. So, hy's baie nader aan huis te kom. Jy's 'n sterk man. Jy's 'n baie sterk man. En jy's 'n goeie pa. Jy's 'n ongelooflike goeie pa. So, ons sê vir jou liefde, sterkte, stuur groete vir Eben. Beslis. Daar's baie liefde vir hom. Ja. Ek hoop hy voel dit. Oor hoeveel weke praat ons nou? 4 tot 6 weke, hang wat die medies nou gaan sê. Ons sal seker maandag of so weet. Maar is nie lekker om te weet, daar's lig aan die einde van daai tonnel. Dit is so 'n verligting. Dit help. Dit gee mense nog moed en krag. Dit is net nog te werk, net nog vorentoe te gaan. We got you, man. Op my sleutel het my ma vir my, na my vrou se oorlede is, het sy vir my sleutelhouer gegee wat sê, you got this. You got this. En ja. And I want to say, we got this. Ja, you got this. Not just you. Dankie. You're not alone. Good job, Angels. Good job, Eben. Ons stuur liefde. Jy moet ook sommer kom kuier as jy uit is. Ons like it. En alles van die beste. And just good job, Angels. Good job. Heinig vir jou vra om klein bietjie agter te bly. Net gou met jou chat en daar agter klink ernstig, maar dit is nie. Maar jy en Andrea en Mariska and everybody who supports our Good Morning Angels fund. Baie liefde vir jou, Hendrik. Stuur groete vir Eben, hoor. Ek gaan beslis so maak. Baie dankie vir elke liewe een van julle. Julle maak 'n verskil.
Good job, Angels. Good job. You're with your morning family. Breakfast with Martin Bester.